Ek dink die probleem met selfbeheersing is dat die meeste mense dit nie heeltemal reg verstaan nie. Ons sal nooit slaag met die vrug van selfbeheersing nie, wanneer ons dink dit beteken ek moet sterk staan nie. Ongelukkig is dit soos die Afrikaanse woord dit laat klink. Dit is tog logies, selfbeheersing. Dit is natuurlik waar, maar dit is net die een helfte van die waarheid. 'n Kind van God is dan mos een wat juis doelbewus beheer afgestaan het. Ons het, of ons moes, beheer oorgegee het aan die Heilige Gees. Het Paulus dan nie geskryf nie daar in Galasiërs 5, vers 16 en 17, wat ek bedoel is dit, laat julle lewe steeds deur die Gees van God beheers word, dan sal julle nooit soog voor begeertes van julle sondige natuur nie. Wat ons sondige natuur begeer, is in stryd met wat die Gees wil, en wat die Gees wil, is in stryd met wat ons sondige natuur begeer. Hierdie twee staan lynreg teenoor mekaar, en daarom kan julle nie doen wat julle graag wil nie. Jy en ek is deel van daardie familie wat ons lewens steeds deur die Gees van God laat beheer. Wanneer God se kinders, trouwens enige mens uit die aard van die saak, wanneer ons geen samewerking gee nie en geen selfbeheersing toepas nie, is daar gewoonlik ingrypende nadelige gevolge. So word ons mos grootgemaak met die erns om te besef dat elkeen van ons die konsekwensies van ons keuses gaan dra. Ongelukkig is die effek daarvan dikwels weier, die skade soveel erger. Dink byvoorbeeld aan die klassieke voorbeeld van ons oerouers Adam en Eva, wat as gevolg van hulle gebrek aan selfbeheersing daar in Eden, die ganse menslike geslag tot slawerny verdoem het, slawerny van sonde. Dink aan ander se onnadenkende optrede, soos Kain, Moses, Esau, dink aan Samson, Saul, Dawid, Absalom. En in die Nuwe Testament, in Handelinge 5 vers 1 tot 11, Ananias en Safira. So ook die geliefde leier apostel Petrus, wat tydens Jesus se verhoor nader sluip om te sien wat gebeur, maar toe 'n diensmeisie hom uitwys as 'n Galileër, 'n disipel van Jesus, het Petrus geen selfbeheersing nie, en ten spyte van sy meester se waarskuwing vroeër daardie aand nog, verloon hy hom nie net eenmaal nie, maar 3 keer. In Romeine 8 vers 9 herinner Paulus ons aan hierdie belangrike geloofswaarheid. Hy skryf oor mense se stryd teen hulle ou sondige natuur, en dan sê hy vir ons, julle word egter nie deur julle sondige natuur beheers nie, maar deur die Gees, want die Gees van God woon in julle. Kom ons bid saam. Here, baie dankie vir hierdie vertroostende en bemoedigende geloofswaarheid, hierdie wete dat U Gees in ons woon. Help my ook elke dag, so ook vandag, om nie selfbeheersing op die verkeerde manier te probeer doen nie. Ek wil my bewustelik oorgee, o Heilige Gees, dat U elke oomblik in beheer sal wees, van elke gedagte, elke woord, elke daad. Ek vra dit in Jesus se naam. Amen.